Kerk van die Here, ons tema vanmôre is selfs die dood kon hom nie hou nie. Die graf is leeg. Ek wil hê ons saam met my lees uit Handelinge 2 vers 24. Dis 'n blye boodskap wat ons vanmôre het. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou kan word. Goodness, is dit nie iets om oor dankbaar te wees nie? Kerk, ek glo nie hoor vir my mooi nie. Die dood kon hom nie eers vashou. Dit is die Here Jesus Christus wat ons aanbid vanmôre. Nou, toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het op die hemel van Golgotha, met die woorde wat hy aan sy Vader gespreek het, Vader, aan U gee ek my gees oor. En die vyand vir 'n oomblik gedink en stap daar weg en toe kom. Maar min het hy geweet dat selfs die dood nie vir Jesus kon vashou. En ek wil hierdie diens begin vanmôre om vir u die goeie nuus te gee. Al het ons Vrydag met bedroefde harte gehoor hoe Jesus gemartel en verneder was, kan ons vanmôre met blye boodskap sê, hy leef, die graf is leeg en Jesus het opgestaan. Kom ons staan op en ons gee net vir die Here die beste lofoffer. Vir die koor wat ons het, dankie, kan die sitplek neem. Ons weet vanmôre, Jesus Christus het opgestaan, wat selfs die dood het geen hou vas op die koning van die konings. Nou kom ons begin vanmôre by die begrafnis van Jesus. Nadat Jesus aan die kruis gesterf het, het 'n man met die naam Josef van Arimatea, 'n gerespekteerde lid van die Joodse Raad, na Pontius Pilatus gegaan en vir hom gevra of hy Jesus se liggaam kan neem. Josef het Jesus se liggaam versigtig van die kruis afgehaal, dit in linne toegedraai en hom in 'n nuwe graf gelê wat in 'n rots uitgekap was. Nou as ons vanmôre sê dis 'n nuwe graf, beteken dit dat niemand nog ooit in hierdie graf begrawe was. Jesus was die eerste mens wat daar neergelê was. Hierdie graf het aan Josef self behoort. Daarna is 'n groot klip voor die opening van die graf gerol om dit toe te maak. Die Bybel gee nou nie elke klein detail van die graf van Christus nie, maar uit die evangelies en geskiedkundige kennis oor en van die Joodse begrafnisse in daardie tyd, kan ons eintlik 'n baie duidelike beskrywing kry oor hoe hierdie grafte eintlik gelyk het. Ons kan aflei dat dit 'n rotsgraf was en nie 'n gewone graf soos u en ek het ken, waar daar 'n gat in die grond gegrou word en die kus daarin gesak word. Dit was 'n rots of 'n klipgraf. Nou ek wil vanmôre 'n bietjie met u deel hoe hierdie graf binnekant gelyk en hoe het hulle dit gemaak. 'n Kamer wat in soliede klip uitgekap was. Hierdie was 'n tipiese graf wat slegs ook vir ryk mense, vir die ryker mense, het in hierdie grafte gewoonlik was hulle neergelê. En Josef was deel van hierdie ryker mense. En as ons sou dink aan hierdie graf môre, dan kan mense nie help om te wonder, hoe hierdie grafte, hoe het hulle hierdie grafte in die rotse uitgekap? Met die wete dat in daardie tyd was daar nie die gereedskap wat u en ek van ken nie. Daar was nie so 'n ding soos 'n konkreetbreker of 'n pikker soos ons dit ken. Nou daar in daai tyd, ek weet nie wie van die was al daar by Kimberley se gat gewees nie. Het jy gesien hoe groot is daai gat? Gekap deur mense hande. Daar's nie so iets gewees soos hierdie lekker skagte en stofskippe en al hierdie goede wat ons vandag ken nie. Nou hierdie graf is ook net so uitgekap. Nou die gereedskap wat hulle gebruik in daai tyd, dis interessant om te weet dat hulle het begin met ysterbuitels, groot ysterbuitels. Die belangrikste gereedskap, dit was hulle belangrikste gereedskap geweest. Verskillende groottes en vorms natuurlik. Hulle het die ysterbuitels gebruik om hierdie rots stukkie vir stukkie uit te kap. Dan het hulle ook hamers gebruik, swaar hamers of kliphamers soos hulle dit genoem het, om op hierdie buitels te slaan. Dit het hulle die krag gegee om deur harde kalksteen
te kan bewerk. En ek glo nie, dit was iets wat enige ou kon doen. Dit was 'n harde, vuil en redelike delikate werk om dit te doen. 'n Pikgereedskap, soos 'n graaf, 'n soort graaf of 'n pik wat hulle gebruik het, word grove uitkapwerk, of eerder om groter dele vinniger los te maak, voordat dit dan natuurlik netjies afgewerk sou word. Dan het hulle ook 'n fynere afwerkingsgereedskap gehad, soos die kleiner buiteltjies. Kleiner buitels was natuurlik dan gebruik vir die meer gladder mure areas, of dan natuurlik nou die klipbed waarop hierdie lijk dan neergelê was. Met ander woorde, reguit klipbanke wat uitgekap was. Dit het die graf ook natuurlik baie mooier en 'n netjiese afwerking en voorkoms gegee. Nou die tipe rots wat hulle gekies het om hierdie grafte uit te kap was gewoonlik rondom die hele Jerusalem gewees. Die meeste grafte was in kalksteen uitgekap. Nou hulle het kalksteen gesoek omdat die kalksteen vir een of ander rede, wanneer jy hom begin expose, as ek dit so kan stel, dan is hy 'n bietjie sagter as 'n normale rots wat ons ken. So, maar hoe verder jy ingaan en hoe meer hierdie klip, hierdie kalksteen in die area wat jy uitgekap het, begin expose word na lig en wind en die klas van dinge, dan begin hy al hoe harder en harder word in hierdie areas wat geexpose het. So, dit is hoekom hulle eintlik gesoek het. Natuurlik was dit nou die beterste area om te begin kap, en dit is nou hierdie kalksteen. Dit het dit ideaal gemaak vir die bou van hierdie grawe. Nou hoe sou jy sê, hoe lang sou dit neem? En nou die graf van Josef te kan voltooi, sê hulle kon dae, weke en soms langer geneem. Afhangende natuurlik van die hardheid van die klip. En daar was waarskynlik ook nie net een ou gewees nie, daar was 2 of meer dalk gewees. Want dit was 'n teken van rykdom gewees. Nie almal kon dit bekostig het om 'n graf soos hierdie te kon maak of te gebruik. Met ander woorde, as jy sien iemand word in een van hierdie rotsgrafte begrawe, moet jy weet, dit was nie net in daardie tyd sommer 'n gewone mens gewees. Dit was iemand wat deel was van 'n meer ryker groepe mense. Het gewoonlik 'n geskikte rotswand gekies en dit begin met die ingang. Dan het hulle stadig ingewerk tot by die kamer waar die lijk natuurlik weer gelê sou word. Verder dieper binne in die rotse. Tot hulle dan die klipbanke of nisse, soos hulle dit noem, gevorm het. En soos jy weet, was daar 'n ronde klip voor die opening van hierdie grafte neergesit, wat uitgesny was ook uit die klip. 'n Groef vir hierdie ronde klip by die ingang, met 'n betekenis natuurlik. En hierdie grafte was nie haastig gemaak nie. Dit was met moeite en vaardigheid uitgekap. Dit was gesien as 'n duursame, permanente rusplek. Dit maak dit selfs meer betekenisvol dat die graf van Jesus Christus so sorgvuldig voorberei was en uiteindelik weergevind was. Hierdie grafte was in 'n heuwel of 'n rotswand uitgekap, so groot soos 'n klein kamer waarin 'n mens kon instap. Netjies en doelbewus gebou, nie haastig soos ons gesê het nie. Die ingang van die graf het 'n spesifieke ontwerp gehad. 'n Lae opening, so jy moes eintlik 'n bietjie effens buk as jy sou ingaan in hierdie graf. Voor die ingang was hierdie ronde klip wat gelyk het soos 'n groot wiel wat hulle voor die graf gesit het. Hierdie klip was ook natuurlik baie swaar, waarskynlik honderde kilogramme, soveel so dat een persoon dit nie kon wegrol. Verseker te swaar, dat jy ten minste 5 manne nodig het om te skryf. Die klip was hoofsaaklik daar om diere en grafskenders uit te hou. Binne in die graf was dit donker en stil gewees. Daar was gewoonlik 'n hoofkamer, klein, koue ruimte met mure van rouklip en geen vensters nie. Daar was daar 'n klipbank, of 'n nis soos hulle dit genoem het. Jesus se liggaam het op die uitgekapte klipbank gelê, soortgelyk aan 'n plat rak wat teen die muur staan. Die liggaam was in linne toegedraai voordat hulle dit dan neergelê het. Die woord leer ons dat hierdie 'n nuwe graf is. Met ander woorde, niemand anders was voor Jesus in hierdie graf neergelê.
Dit het die reinheid en die uniekheid van Jesus se begrafenis beklemtoon. Die graf was geleë volgens die evangelies naby die plek van die kruisiging wat ons noem Golgotha. In 'n tuinagtige area wat natuurlik ooreenstem met wat ons weet van grafte buitekant Jerusalem, waar mense begrawe word buitekant die stadsmuur. Die graf was nie net toegemaak of toegerol met hierdie ronde klip, sommer net nie. Die klip was verseël gewees, waarskynlik met die Romeinse seël, as 'n teken van gesag, en soldate het dit bewaak om inmenging te kan voorkom. Nou, as jy dit sou sien of daar sou ingaan, sou dit iets uniek gewees het vir hierdie graf om uit hierdie klip uitgekap te wees. Dit moes verseker effens koel gewees het, en dan ook natuurlik 'n plek van rou, maar ook 'n plek van afwagting. En juist daar, na die eenvoudige rotskap, het een van die grootste gebeure in wêreldgeskiedenis plaasgevind. En dit, my geliefde broer en suster, is dat die graf waarin Jesus neergelê was, leeggevind word. Die wagte was by die graf aangestaan deur godsdienstige leiers wat bekommerd was dat Jesus se disippels dalk sy liggaam sou steel en dan beweer dat hy opgestaan het soos wat hulle gesê het, hy sal doen op die derde dag. Daarom het hulle na Pilatus gegaan en gevra dat die graf beveilig sou word of bewaar sou word deur hierdie wagte. Pilatus het toe toestemming gegee en gesê, dis reg, stuur die soldate, dat hulle daar gaan sit om hierdie graf te bewaar. Die klip was ook selfs verseël as 'n teken dat niemand dit mag oopmaak. Natuurlik ook kan sien dat dit nie oopgemaak was. Maar min het hulle geweet, geen soldaat, mag of owerheid, geen klip of geen seël kon vir Jesus in die graf vashou. Vroeg op die eerste dag van die week het 'n paar vroue, onder andere Maria Magdalena, na die graf gegaan om Jesus se liggaam met speserye te salf. Maar toe sy daar kom, sien sy dat hierdie groot klip voor die gat weggerol is. En vind dat die graf leeg was. Soos die woord ons leer, het 'n engel aan haar verskyn en vir haar gesê, hy is nie hier. Hy het opgestaan, soos hy gesê. Goed, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Kan jy jouself indink vanmôre? Hoe moes hierdie vrou gevoel het, toe sy daai boodskap van 'n engel uit die hemel uitkry? Wie soek jy, mevrou? Het u gedink dat Jesus dan nog hier gaan wees, nadat hy gesê het, hy gaan opstaan? Hy het dit vroeg al vir sy disippels gedekleer, dat hy sal die derde dag opstaan. Matteus 28 vers 1 tot 7 wil ek vir u lees, en ek het redelik baie wat ek vir u wil lees vanmôre uit die woord van God, en ek wil hê jy moet mooi luister vanmôre. En laat na die Sabbat, dit was 'n Sabbatdag gewees, toe het begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. Daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggehaal. Goedness, kerk, dit is iets amazing. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu gewees. En hy het vrees vir hom en die wagte gebewe en soos dooies geword, sê die woord van God. Maar die engel het geantwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek vir Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig en sê vir die disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En voor ons verder gaan, wil ek eers 'n bietjie stil staan by hierdie doeke wat in die graf agtergebly het. Wanneer 'n liggaam begrawe was in daardie tyd, het hulle die hele liggaam toegedraai met doeke. Maar die hoof was met 'n kleiner doek afsonderlik om die kop toegedraai gewees.
Toe Jesus se liggaam nie te vind was in die graf nie, was slegs die liggaamsdoeke op die grond gevind, maar die kopdoek was netjies opgerol en op die klipbank neergelê waar sy liggaam was. Dit kan ons lees in die boek van Johannes. Ek wil dit graag vir julle lees. Johannes 20 vers 6 en 7. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf in en sien die doeke lê, en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke op die grond lê, maar opgerol op een plek afsonder. En wat sou u sê beteken hierdie vir ons vanmôre? Dat Jesus se kopdoek nie saam met die liggaamsdoeke op die grond gelê het. Nommer 1 wys dit vir ons dat dit nie 'n hastige grafroof was. As iemand die liggaam sou kom steel het of sou wou kom steel het, sou hulle verseker net al hierdie linne afgehaal het en dit op een plek op die grond gegooi het, of dalk nog saam met die liggaam weggeneem het. Maar hier sien ons, die linnedoeke lê netjies en die kopdoek is afsonderlik en opgerol. Dit is 'n duidelike bewys dat hierdie liggaam nie geroof of gesteel was. Jesus het self opgestaan en het self hierdie doeke van sy liggaam afgehaal. Nommer 2 is 'n sekere teken van orde en beheer. Alles in hierdie graf wys vir ons rustige, beheer en doelbewuste optrede. Dit beklemtoon dat Jesus Christus nie deur chaos of geweld weggeraak was nie, maar self opgestaan het in sy eie mag en sy eie gesag. Dan natuurlik die derde is hierdie opgerolde kopdoek. Dit het 'n baie interessante verduideliking wat tradisioneel was in daardie dae. En daar was 'n bekende Joodse gebruik gewees dat as die meester klaar geëet het, wanneer hulle aan tafel gesit het en die tafel is gedek, jy moet onthou daai tyd het die diensmeisies ingekom, die tafel gedek en alles was reg gekry vir hierdie Joodse manne, en dan hulle agterna kom sit aan hierdie tafel om te eet. Wanneer hierdie persoon besig is om te eet en hy gaan vir 'n oomblik dalk uit buitekant toe en hy is nog nie klaar nie. Nou wat ons vandag doen, wat ons etiket sê ons moet doen, ek weet nie wie van ons weet dit nie. Dewald sal dalk vir ons mooi kan sê, as jy klaar geëet het, wat doen jy met jou messe en jou vorke? Jy sit hulle so netjies langs mekaar, né? Nie so nie. Want as jy hulle so neerstel, dan beteken dit jy is nog nie klaar. Nou daai tyd was dit so gewees. As hy geëet het en hy was nog nie klaar geëet nie, of hy nog nie heeltemal klaar nie, dan rol hy hierdie servet of doek of wat ook al hulle vir hom gegee het om sy mond mee skoon te maak, rol hy netjies op. En dan staan hy op en hy loop en die oomblik as die diensmeisie aankom na hierdie tafel toe en sy sien, daar lê 'n opgerolde doek, dan weet sy kan niks daar vat nie, want hierdie persoon wat daar gesit het, is nog nie klaar. En dit was tradisioneel gewees daai tyd, né? Nou kan ons eintlik met opgewondenheid sien. Nou hulle sê, dit beteken 'n opgerolde of opgevoude doek beteken ek is nie klaar nie, ek kom terug. Maar as dit opgevrommel of om net op die tafel gelos word, beteken ek is klaar en ek kom nie weer terug. Hoewel hierdie gebruik nie direk in die Bybel bevestig word nie, kan ons hierdie ook vanmôre sien as 'n teken van hoop. Die opgerolde doek sê vir ons simbolies vanmôre, ek is nie klaar nie. Ek kom terug. My. Ek is nie klaar nie, ek kom terug. En ek het 'n voorbeeld gemaak hierso, ek het eintlik al vanoggend daaraan gedink en toe ek nou hier kom te onthou, ek het nooit vir die vrou gevra vir doeke nie. Maar hierdie kan ons vir onsself voorstel vanmôre as die linne wat om Jesus se lyf gedraai was, wat op die grond lê, en die kopdoek opgerol en netjies neergesit. En dit, my liewe broer en suster, is 'n teken wat vir ons sê, ek is nie klaar hier nie, ek kom terug. Daarom kan ons vanmôre sê, met blye harte, Jesus kom terug, kerk van die Here. Ek wil vir u sê vanmôre, jy kan twyfel in enige ding in hierdie lewe, maar ek wil vir u sê,
Die Here Jesus Christus kom terug op die wolke, soos wat hy gesê het, hy gaan aan. Net soos wat hy gesê het, ek gaan opstaan na die derde dag, het hy gesê, ek kom terug vir my volk, en ek wil vir u vanmôre bemoedig. Hou vas. Die Here kom terug. Hy is nog nie klaar. Die dieper geestelike betekenis van hierdie opgevoude kopdoek wys vir baie van ons gelowiges. Jesus het die dood oorwin met doel en kalmte. Daar was geen teken van paniek of toeval in hierdie hele situasie in die kerk. Glad nie. Dit het alles gebeur soos wat God het van die begin af beplan. Niks het skeef geloop daar. Met ander woorde, as ons hierdie in konteks wil bring of kortliks wil opsom vanmôre met sekerheid, kan ons sê die opgevoude kopdoek bewys orde en nie chaos. Dit bewys dat dit nie diefstal was soos wat baie van hulle sê. En dit dra kragtige simboliese betekenis of 'n boodskap van hoop dat Jesus Christus sonder twyfel gesê het, ek is nie klaar. Ek sal weer terugkom. In daai tyd, jy ken die verhaal waar die wagte toe hulle eventually wakker word uit hulle doodgeskrikte liggame uit toe hulle nou hierdie engel sien en die aarde bewe, het hulle gehardloop na hierdie owerpriesters toe en vir hulle gaan vertel wat gebeur het. Gesê, goodness, ek sit nog so in die volgende oomblik, skud die aarde hier om my en 'n engel maak hierdie graf oop en raai wie kom daar uitgestaan? Jesus Christus, die Seun van God, wat gekruisig is, het opgestaan net soos wat sy disippels gesê het, hy gaan doen. En wat doen hulle? Hulle betaal hulle 'n hoop geld om stil te bly. So korrupsie het nie by die ANC begin. Dit het baie lank terug. By die Joodse raad het dit al begin. So as ek gedink het dit daar begin, dan het dit nie hoor, ek het nie spie. Daar betaal hulle hierdie wagte 'n hoop geld. Sy bly doodstil en sê vir hulle, julle het aan die slaap geraak, en toe julle wakker word, het sy disippels sy liggaam kom steel. En tot vandag toe nog glo hulle. Hulle glo. Terug waar Maria by die leë graf was. Die vrou het vinnig gegaan om die disippels te gaan vertel die boodskap wat hulle gekry het. En later het Jesus self aan verskeie van sy volgelinge verskyn. Dit is 'n bewys dat hy werklik opgestaan het uit die dood. Wat is die betekenis van hierdie leë graf vir u en my vanmôre? Die leë graf is die kern van ons Christelike hoop en dit wys dat die dood nie die einde is nie. En dit bevestig Jesus se oorwinning vanmôre oor die sonde as ook die dood. Nou kerk, ek wil net so 'n bietjie stil staan hier vanmôre. Ek wil vir u sê vanmôre, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het, wil ek hê jy moet verstaan vanmôre. Moenie dink as jy hier doodgaan, is dit klaar. Hier sien ons vanmôre dat daar is lewe na die dood. En daar's een van twee plekke waar jy jouself sal bevind as hierdie lewe hier eindig. Wanneer jy hierdie tydelike tent of liggaam verlaat wat Jesus en God vir jou gegee het, is daar een van twee plekke waar jy gaan nie dood vir ewig nie. Ek wil vir u sê vanmôre, jy is immortal. Jy lewe vir ewig. Jy gaan net hierdie liggaam verlaat. Ons gaan vir ewig lewe. Jy gaan of vir ewig verdoemd in die hel beland, of jy gaan saam met Jesus Christus opgestaan het en die dood oorwin, 'n feesmaal. Dis iets waarin ons moet dink. Die opstanding van die Here is 'n baie blye boodskap. Maar ek wil vir u sê, as jou lewe nie reg is en jy is nie gered en jy het nie na God toe gekom, wag daar iets vreeslik vir jou. Hierdie gee vir ons as gelowiges hoop in die ewige lewe. Die graf wat eers 'n plek van rou was, het vir ons 'n simbool van oorwinning en nuwe lewe geword. Daarom kan ons vanmôre met blydskap hierdie evangelie van Christus verkondig, deur te sê, ek weet vanmôre dat ek weet, nie die graf of die dood
kon vir Jesus Christus vashou nie. Die graf is leeg, ja. Die graf is leeg, want Jesus het opgestaan. Jesus se opstanding bring vir ons verwondering, vreugde en geloof, omdat God sy plan daardeur geopenbaar het. Die vroue gaan toe haastig terug en gaan vertel aan die disippels wat hulle gesien het. Die disippels het aanvanklik getwyfel in wat hulle gesê het. Is dit nie ironies dat sy eie disippels, wat elke dag saam met hom was, wat elke dag eerstehandse ondervinding gehad het in die doen en late van 'n lewende God, twyfel. Goodness, hoe het dit gebeur, wil ek weet? Want ek wat hier staan vanmôre, wat nooit die voorreg gehad het om Jesus Christus te sien voor my, glo met my hele hart dat hy leef. Maar steeds kom hulle en hulle twyfel in die woorde van hierdie vrouens. In Markus 16 vers 10 en 11 sê vir ons, sy het gaan vertel aan die wat saam met hom was, gewees het, terwyl hulle treur en wee. Toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo. Hierdie reaksie wys hoe onverwags en radikaal die opstanding van Jesus Christus was. Het het selfs diegene wat Jesus lief gehad het en nader was, geskok. Asof hulle nie kon glo dat Jesus wel opgestaan het, soos wat hy dit aan hulle vertel het nog voor sy dood. En ons kan ook verder lees in die boek van Markus, dat Jesus aan 2 van hulle verskyn het, en dat die ander dit ook nie kon glo. In vers 12 en 13 sê die woord, en hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop, op die pad in die veld. Hulle het ook gegaan en het aan ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo. Dis interessant, want hierdie 2 wat Jesus aan verskyn het, soos hulle sê, die woord in 'n ander gedaante, hy het agter hulle geloop, en met hulle begin gesels en vra, waaroor is julle hartseer? In my eie woorde, waaroor ween julle? Waaroor praat julle oor en weer met mekaar? En hierdie 2 disippels het natuurlik geloop en met mekaar gepraat oor die hartseer wat hulle het, dat Jesus Christus gekruisig is en gesterf het. Hier loop hierdie selfde Jesus agter hulle, en hy praat met hulle, gesels saam met hulle, en hy bedien hulle met die woord. En die woord sê, hulle het agtergekom, dat die woord wat die Here hier bedien, is eintlik wonderlik. En toe hulle by hulle plek aankom waar hulle gaan sit, toe het Jesus gemaak as hulle verbystap, en hulle vra vir hom, wil jy nie saam met ons kom sit en eet nie? Omdat Jesus by hulle sit, begin hy die brood te breek en vir hulle te gee. En eers toe hy die brood breek en vir hulle gee, toe kom hulle agter. Maar, hierdie is Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood. En toe hulle nou weer gaan en vir die ander gaan vertel, wil die hulle ook nie glo. En die woord beskryf dat Maria Magdalena by die graf agtergebly en gehuil het. En sy sien Jesus, maar hy ken hom nie daar nie. En Jesus sê vir haar, Maria, en toe sy haar naam noem, hoor, hoe Jesus omroep, en sy dadelijk herken. Johannes 20, vers 14 tot 18 sê, en toe sy dit gesê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. Sy het nie geweet dat dit Jesus was. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit 'n tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. En Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy vir haar gesê het. Later verskyn Jesus ook aan Petrus en aan 2 ander disippels op die pad na Emmaus, en dit kan ons weer lees in die boek van Lukas.
Nou wil ek graag vir hierdie stuk lees. Lukas 24 vers 13 tot 35. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus selfs van nader en met hulle saamgeloop. Dis soos ek nou net vertel het, ek bevestig dit net vir u. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie dadelik kon herken. Hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas is, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en u weet nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het. En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareën, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. Ons het gehoop, hoor wat sê hulle, ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag van dit plaasgevind. Maar sommige vroue uit ons, vertel hulle nou vir Jesus, het ons ook ontstel, hoor dan. Hulle het ons ontstel deur vir ons te vertel, Jesus lewe. Sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moses, die Christus nie, hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan. En hy het begin van Moses en al die profete af, vir hulle uitgelê al die skrifte en die dinge wat op hom betrekking was. En daarom kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was. En hy het gemaak of hy verder sou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aan en die dag het gedaal. Hy het ingegaan om by hulle te bly. Toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. Hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë eers geopen en hulle het hom herken. En hy het vir hulle gesê, ek is Jesus. En uit hulle gesig verdwyn en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgeleer. Toe staan hulle in dieselfde die uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en wat saam met hulle bymekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Hy vertel hulle ook wat op die pad gebeur het en toe hy aan hulle bekend geword het met die breking van die brood. Hulle herken hom toe eers werklik toe Jesus begin het om die brood te breek. Die boodskap wat ons hieruit kan leer vanmôre is dat Jesus se teenwoordigheid word erken deur persoonlike ervaring en gebed, nie net deur getuienis nie. Jesus het ook later verskyn aan al die disippels tesame en ons sien dit in die boek van Matteus. Matteus 18 vers 16 tot 20 sê die 11 disippels het na Galilea gegaan na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het steeds getwyfel. Jesus het nader gekom met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Hier sien ons dat Jesus aan sy disippels 3 opdragte gegee het. Die eerste opdrag is om mense van alle nasies tot disippels te maak.
om hulle te doop, nommer 2, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan natuurlik om hulle te leer al wat hy gebou het, om alles te onderhou. Kerk, dit is elkeen van ons se doel geword. Toe Jesus vir sy disippels gesê het, gaan, maak disippels van alle nasies. Hy het van ons gepraat. Ons behoort disippels van alle nasies te wees. Een mens kan nie die evangelie van Christus verkondig. Al is daar 1 miljoen kerke in hierdie Suid-Afrika. En elke Sondag is daar 'n diens. Dis dit steeds elke een van ons se verantwoordelikheid om die evangelie van Christus te verkondig. Dit behoort nou nie vir jou te laat dink dat jy moet nou vir jou 'n kerk stig nie. As die Here vir jou sê doen dit, go for it. Net daar waar jy is, in jou werksplek, in jou vriendekring, maak nie saak waar jy is nie. Behoort jy nie 'n skaamte te hê vir die Here Jesus Christus, want hy was nie skaam vir jou toe hy sy lewe afgelê. Ons behoort aan die wêreld te verkondig, net soos wat die disippels gedoen het, dat Jesus leef. En ons boodskap hieruit is natuurlik dat die opstanding lei tot die sending van die evangelie. Met ander woorde, Christus se opstanding is ons evangelie. Dit is die woord wat ons veronderstel is om te bring. Dit wys dat sy lewe nie net oor homself gegaan het nie, maar oor die hele wêreld, oor elke een van ons. Jesus sê ook aan hulle dat hulle nie alleen sal wees. Hy sal met hulle wees tot aan die volleinde van die wêreld. Handelinge 1 vers 4 tot 5. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Want julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En nie lang na hierdie dag. Dan sal die Heilige Gees ontvang om kragtig sy getuienis te kan uitdra. Dit verbind die opstanding met die enkele begin van die kerk en die verspreiding van die evangelie. En ook natuurlik die boodskap dat Jesus Christus wel opgestaan het en dat hy leef. Met ander woorde, die simboliese betekenis van die leë graf en die opstanding kan ons sien as volg. Die leë graf is die dood, het nie die laaste sê gehad. Die opgevoude kopdoek beteken alles gebeur in orde, God is in beheer en Jesus is nie klaar. Hy kom weer terug. En dan die verskynsel aan die vrouens en die disippels bevestig persoonlike geloof en hoop. En die sendingswerk, die opstanding lei tot 'n wêreldwyse of wêreldwye evangelisasie. Direk na Jesus se opstanding kan ons sien die volgende gebeur. Die graf is leeg gevind. Die engel kondig sy opstanding aan. Die vroue vertel aan die disippels wat aanvanklik skepties was daaroor. Jesus verskyn aan Maria Magdalena. En later aan die 2 disippels op pad na Emmaus. En Jesus verskyn aan al die disippels en gee hulle die groot opdrag. Hy beloof die Heilige Gees wat aan hulle sou gegee word om hulle te kan bekragtig om die evangelie te kan verkondig sonder om te vrees. As jy onthou dat ons Vrydag oor bedien het, die oomblik toe hulle vir Jesus in gevange neem, wat maak hy disippels? Hulle vlug van vrees, want hulle het nog nie die Gees van God ontvang om hulle die bekragtiging te gee. En nou sê die Here vir hulle, hy gee vir hulle opdrag, moet nie uit Jerusalem uit beweeg voordat die belofte van God oor julle gekom het. Met ander woorde, voordat julle die Heilige Gees ontvang het nie. Daarom kon hierdie disippels nie anders nie, kerk. Hulle was gevul met die Gees. Wie weet vanmôre as jy gevul word met die Gees, kan niemand jou stil maak nie. Niemand gaan vir jou vertel daar is nie 'n God nie. Niemand gaan vir jou sê daar is nie 'n Jesus wat opgestaan het nie, want jy's gevul met hierdie Gees. Jy word bekragtig met die Gees en jy sal sonder vrees en bewe aanhou om die woord van God te bedien en om die evangelie van Christus te verkondig. Ek beloof die Heilige Gees dat hy sal bekragtig. Elke stap beklemtoon dat die opstanding
nie net 'n geskiedkundige feit is nie, maar 'n lewensveranderlike geestelike gebeurtenis. Dit bring vir ons hoop, geloof en dis die begin van die Christen sending. Wat natuurlik vir my die kragtigste getuienis is dat Jesus verseker opgestaan het, is sy disippels. Is die feit dat byna elkeen van hulle 'n verskriklike dood moes sterf vir die verkondiging van die evangelie. Die meeste van hulle oorspronklik, Jesus se disippels, het hulle lewe letterlik geoffer omdat hulle die opstanding bly verkondig. Niemand kon hulle stil maak. Hulle moes hulle doodmaak om hulle stil te kry. Nou kom ons kyk bietjie na die risiko van die evangelie. Nou wil ek eerstens vir u sê vanmôre, as jy werklik besluit, ek gee my hart vir die Here en van nou af lewe ek vir die Here, dan drop jou chommies soos vlieg. Hulle raak stil weg. Daai Vrydag aand braai is verby, want daar's nie meer 'n brandewynbottel wat in die kombuis staan. Hulle raak weg. Jou vriendekring raak al kleiner. Mense wat nie kon wag om jou te sien nie, kyk ander pad as hulle by jou huis ry. Ja, dis so. Dit maak die saak nie. Hier binne my hart weet ek kan alles verloor in die lewe. Ek kan tot hierdie pragtige vroukie vir my verloor. Maar in die Here. Ek kan alles verloor in die lewe, kerk, maar as jy die Here verloor het, is dit verby. Daarom, moenie omgee wat wie sê, of hoeveel vriende jy verloor. Dis nie belangrik. Wat belangrik is jy kyk iets heeltemal anders, en dit is Jesus Christus, en die ewige lewe hierna. Daar's 'n risiko daarin om die evangelie te verkondig. En in die eerste eeu na die opstanding van die Romeinse Ryk, hulle was heersend geweest, nee, en hulle het alle groepe, mense, wat die openbare orde bedreig en gestraf, en Christene, wat beweer het, dat Jesus wel opgestaan het, en dat hy die enigste weg na God is, het dikwels teen die wet ingeset volgens die Romeinse en Joodse owerhede. Met ander woorde, hierdie prediking was nie net gevaarlik nie, dit het letterlik lewens gekos vir die geloof. Jy het letterlik betaal met jou lewe. Daar's vandag nog mense wat betaal het met hulle lewe omdat hulle opstaan vir Jesus Christus. En nou laat my dink aan iets wat ek gehoor het. Die kerk sit uitgepak met die mense. Choking blok soos elke Sondag. Want baie mense dink mos, as 'n kerk toe kom en hier kom sit, dan tik die Here daar van my ou sterretjie af op sy attendance register. Daar sê, hierdie ou was daar, Gert was daar, Piet was daar, Sannie was daar, baie mooi. Nou het jy jou plek en jou stoel in die hemel oop. Maar hierdie kerk sit uitgepak en die pastoor is besig om te preek en die volgende oomblik storm na 'n man in met 'n balaklava oor sy kop en 'n AK-47. En almal is op hol gejaag en hy kom staan voor hierdie pastoor. En hy vra die volgende vraag. Wie van julle wat hier sit, is bereid om jou lewe vir Christus te gee? Die van u wat u lewe wil gee vir Christus, bly sit, die res kan gaan. Hardloop mekaar aan ter dood om in daai kerk uit te kom. Daar bly 3 mense agter die bank. Hy trek daai balaklava van sy kop af. Toe sit een van die ouderlinge van daai gemeente. Hy sê, pastoor, preek jy vir die 3 mense. Want is die enigste 3 mense wat werklik in gees en in waarheid saam met Christus Jesus sal staan. So as jy vanmôre een van daai is wat sy hart klop, kerk, wil ek vir jy sê, begin te bid, dat die gees van God jou sal bekragtig, om nooit die Here te verloor nie. Jy kan nie bekostig om soos Judas Iskariot Jesus te verraai nie. Dit maak nie saak wat dit kos in jou lewe. Bly vashou in die evangelie dat Jesus Christus opgestaan het, dat hy gesterf het sodat u en ek kan lewe. Want as dit nie vir dit was nie, was ons nergens.
En kom ons kyk bietjie hoe hulle vermoor is. En nou wil ek vir julle ook sê, in die Bybel, in die woord van God, gaan jy dit nie kry nie. Hierdie is geskiedkundig en historiese bronne, wat vir ons hierdie informasie gee. Nou Petrus, in die Bybel voorspel Jesus sy dood, in Johannes 21. Hy sê vir hom, jy sal oud word, en iemand anders sal jou sleep, na 'n plek toe waar jy wil gaan. En volgens historiese bronne, is Petrus in Rome gekruisig. En toe hulle vir Petrus wil kruisig, toe sê hy, nee, asseblief, moet my nie kruisig soos 'n normale nie, want ek is dit nie werd om gekruisig te word soos Jesus Christus. Draai my eerder om en hang my ondersteboom. Hy het gesê, nee, ek ken nie vir Jesus nie, ek onthou nie van Jesus nie, ek weet nie dat ek opgestaan het nie, hy het vastgehou in die evangelie, en hy het gesê, ek weet, Jesus Christus het opgestaan, die graf is leeg, maak met my net wat jy wil, maar moet my asseblief nie ophang, soos Jesus nie, want ek is dit nie werd, om soos hy opgehang te word. En hy het hom opgehang, ondersteboom, kop ondersteboom, gekruisig. Jakobus, die seun van Zebedeus. Die Bybel bevestig in Handelinge 12 dat hy deur koning Herodes Agrippa vermoor is. En die historiese bronne sê hy is onthoof in Jerusalem. Hier is niets die kerk. Hier is niets die Johannes was by Jesus en word in Johannes 21 genoem. Historiese bronne sê dat hy het vervolging oorleef en oud geword en gesterf in Efese. En hy het die boek Openbaring geskryf. Andreas, die Bybel beskryf hom as 'n disipel en 'n broer van Petrus, en die bronne sê dat hy is ook gekruisig in Griekeland. Filippus, historiese bronne vertel dat hy gekruisig is en gestenig is in vandag se Turkye. Bartimeus of Nathanael, historiese bronne sê hy is geskalpeer en gekruisig. Kan jy jouself indink dat iemand jou kopvel afsny terwyl jy lewe en jou daarna kruisig? Omdat jy vashou aan die evangelie van Christus. Daarom het hulle heel waarskynlik begin met die kopvel. Dit gaan aan die einde van tyd sal dit ook so wees. Jy sal gemartel word. Begin by die kopvel, as jy nie Jesus verloor nie, sal ek dit aan jou doen. Vasgehou, doen wat jy moet doen. Ek weet dat ek weet. Maar Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. En ek sal aanhou om die evangelie te verkondig tot die dood. Matteus, Levi. Die Bybel vertel van sy roeping en bediening. Die historiese bronne sê ook, hy is gesteek met messe en daarna gekruisig in Ethiopië. Thomas, Johannes 20:24 tot 29, kan ons opsom en beskryf hoe hy die opgestaane Jesus sien en glo daarin. Hy is vermoor met spiese en swaarde in Indië. Jakobus, seun van Alfeus, ook gestenig en gekruisig in Jerusalem. Judas, Thaddeus, historiese bronne sê ook, hy is met 'n pyl vermoor in Persië of Syrië. Simon, die Kananeer, is gekruisig en gestenig in Persië. Matthias, Handelinge 1 beskryf hoe hy Judas Iskariot vervang het. Hy is ook gekruisig en gestenig. Die bronne sê moontlik in Jerusalem of dalk in Ethiopië. Waar het was en hoe dit was, kerk, is nie belangrik nie. Wat belangrik is dat ons sien vanmôre dat hier godsmanne was, wat met hulle lewe betaal, omdat hulle die waarheid behou het. Die Bybelverwysings oor Petrus en Johannes bevat voorspellings of getuienisse, maar die meeste disippels se martelaarskap word nie in die Bybel opgeskryf. Alhoewel die historiese bronne ons vertel dat die meeste van hulle lewens verloor het, omdat hulle die opstanding van Christus Jesus bly verkondig. Hierdie opoffering
wys die ernstigheid en die krag van hulle geloof. En hoe die evangelie wêreldwyd versprei word. Daarom sê ek vanmôre vir julle, sonder die bekragtiging van die Heilige Gees, sal dit nie moontlik wees nie. Sommige van hierdie besonderhede kom uit oorgedra tradisies en vroeë historiese bronne, soos Eusebius en Caesarea. En nie alles is deur die Bybeltekste bevestig. Maar die algemene patroon van martelaarskap is goed gedokumenteer. So u kan dit maar glo. Hierdie martelaarskap wys dat die disippels die opstanding met hulle lewens bevestig. Hulle het nie net teoreties geglo nie, hulle was bereid om alles op te offer vir die waarheid van wat hulle gesien het. Dis natuurlik die vroeë kerk, wat die vroeë kerk versterk het. Die getuienis van mense wat bereid was om te sterf, het ander geïnspireer en gelaat glo. Die disippels se lyding en dood bewys die ernstigheid van hulle geloof en die opstanding van Christus Jesus. Laat ons verstaan hoe radikaal die boodskap van Jesus se opstanding is. Dit toon dat die verspreiding van die evangelie dikwels persoonlike opoffering verg. Net soos wat ons nou gesê het, daar is opoffering. Die oomblik as jy jou hart vir die Here gee, is daar dinge wat jy moet los. Daar sekere dinge wat jy moet opoffer. Maar is dit nie ironies dat ons as mens nie eens iets normaal wil opoffer nie? Hoe gaan ek dan nog my lewe opoffer vir die Here? As ek nie eens dit wat die Gees nou vir my sê, ek van ontslae moet raak, kan opoffer nie. Hoe gaan ons dit doen? Daar is een manier. Dis die krag van die Heilige Gees. En dit kan jy slegs doen, die oomblik as jy jou hart vir die Here gegee het. Dan kom die Gees. En die Gees begin werk in jou hart. Dan eers kan jy werklik sê, ek is soos die disippels. Kom wat wil, ek sal bly vashou. En ek sal bly om die opstanding van Christus te verkom. Ons weet vanmôre dat hierdie tipe dinge selfs nog in die moderne lewe gebeur. As vandag nog sommige plekke, lande en streke, waar die verkondiging van die evangelie streng beperk is, of selfs verbode is. Gewoonlik weens regeringsbeleid, godsdienstige wette, of sekere interpretasies van godsdienst. Daar is ook ondergronds of geheime Christelike bediening, aktiwiteite in sommige lande. Nou, ek kan onthou, ek het 'n ruk terug 'n getuienis gehoor van iemand wat in China of Japan, ek is nie seker waar is dit nie, evangelisasie gaan doen. En kom by hierdie mense, kom op 'n plek waar jy nie mag met 'n Bybel gesien word. Net 'n paar Bybeltjies by hom, en dit is ook so ondergrondse beweging waar hulle in die geheim die evangelie verkondig. Die mense wat daar sit, is te veel vir die Bybels wat hy het. Hy wil hê hulle moet saam met hom lees, en daar's 'n vrou daar, wat vir hom sê, jy kan my Bybel vir iemand anders gee. Sy het die woord van God uit haar kop uit, woord vir woord, van homself geleer, net om nie beroof te word van die evangelie van Christus. Woord vir woord het sy hierdie woord gebestudeer, het in haar kop ingeprogrammeer. Alles wat hy lees, sien sy hier voor haar. Dis wat mense moet doen in party lande, om die woord van God te hoor. Ons is bevoorreg vanmôre om hier te kan sit, vrywilliglik, om die woord van God te kan ontvang. Maar ek wil vir u sê, daar word nou en dan gesteek daar in die parlement uit. Want nou die dag 'n vrou opgestaan en gesê, as iemand sê God het met jou gepraat, is jy van jou sinne beroof. Hy probeer allerhande wette en goed in plek sit om te verhoed dat die woord van God versprei kan word. Dis al wat dit is. Dis niks anders as dit. Dis eintlik 'n wonder dat Suid-Afrika se naam nie onder hierdie lande is nie. Ek wil vir julle 'n paar voorbeelde neem. Noord-Korea.
Christelike bedieningsaktiwiteite is totaal onwettig daar. Selfs besit van 'n Bybel, deelname in kerkdienste of evangelisasie, kan gevangenes straf of erger veroorsaak. Hulle kan jou toesluit, asof jy 'n krimineel is. Nou selfs dit is 'n opoffering. As die vanmôre wet moet uitkom wat sê, as ons jou in 'n kerk vang, sluit ons jou toe. Wonder ek hoeveel mense kan die sit volgens ons. Want niemand wil tronk toe gaan. Maar Paulus het in die tronk gesit, eerste jaar van sy lewe, omdat hy bereid was om aan te hou die evangelie van Christus te verkondig. Kerk is jy op 'n plek aankom wat jy sê, ek gee nie om wat wie sê nie. Ek sê vanmôre vir u van hierdie verhoor. Ek gee nie om wat die goewerment sê nie. Ek sal hier bly staan tot hulle my hier wegsleep. En as ek daar gaan, met hulle weet, gaan ek nog die woord van God verkondig. Ek gee nie om wat gebeur nie. En dit is waar ons onsself moet kry. Ons moet sê, ek gee nie om wat met my gebeur nie. Al word ek onderste bo opgehang aan 'n kruis. My laaste woorde sal wees, Jesus leef uit dit opgestaan. Somalië, dieselfde storie. Islamitiese wet wat streng is, openbare verkondiging van Christendom kan ook lei sommer tot die doodstraf. Afghanistan en Yemen, ek weet nie hoe spreek jy dit uit. Christendom word gesien as afvalligheid van die islamiese godsdienst. Openbare evangelisasie kan lei tot gevangenisstraf of teregstelling. Dink net bietjie hoe gaan dit wees as iemand jou vang bid, dan word jy beboet soos 'n spoedkaart. Goedness, ek sal met 'n rekening oopmaak by die munisipaliteit, want hulle my elke dag beboet. Dis crazy om te dink dat daar sulke dinge in die wêreld gebeur. Saudi-Arabië, Christen gelowiges mag nie openlik bid of preek nie. Daar is beperkte en private kerkdienste wat onder toesig moet gedoen word. Dink bietjie vanmôre as hier nou 'n goewermentslid hier langs my moet staan, want ek moet die woord bedien onder hom of haar toesig. Want as jy iets sê wat uitleidend is, so met ander woorde, wat wil hulle doen? Hulle wil vir jou vertel wat jy mag sê en wat jy nie mag sê. Dis nie hoe dit werk nie. Hier sê ek wat die Here vir my sê, wat ek moet sê. Ek gee nie om wie sê wat, want anders is dit nie 'n bediening. Irak en Syrië, in sekere streke, is daar groot gevaar met radikale groepe en politieke instabiliteit. Christen gemeenskappe ondervind bedreigings, jy word bedreig as hulle jou vind. Vang met wie die Here se woord verkondig. In Iran, openbare evangelisasie aan moslems is totaal verbode. Huisgemeentes word soms vervolg of toegesluit of een of ander straf toegedien. Daarom kan ons vanmôre verseker weet, hierdie is die werk van Satan om seker te maak die woord van God word nie versprei. Dit is net die werk van die vyand, hè? Kom ek vra vir u vanmôre, wie van u sal u self laat offer vir 'n leuen? Niemand. Daarom kan ons vanmôre weet dat ons weet. Hierdie disippels van Christus sou nie dat iemand hom onderste bo aan 'n kruis ophang of met messe doodsteek of sy kopvel afsny en hom daarna kruisig omdat hy wil lieg omdat hy vir Christus nie gesien het. Wie sal dit doen? Niemand. Maar elke een van hulle het gehou by hulle woord, want hulle het vir Jesus gesien nadat hy opgestaan het. En die Gees het hulle bekragtig om vas te hou aan hierdie evangelisasie. Steeds is hulle vermoor. Die oomblik as hulle God sou verloon en gesê het, nee, okay, ek het hom nie gesien nie, het hulle hom gelos. Maar hulle betaal met hulle lewe. Daarom kan ons
ons vanmôre sê, kerk, die Here Jesus het opgestaan. Anders sou hulle nie met hulle lewens hierdie prys betaal het. Dis logies. En dan die volgende vraag is, hoekom word die naam Jesus altyd die bespot? Hoekom nie Boeddha of Allah of iets in daai lyn? Hoekom altyd Jesus? Want hy leef, wat opgestaan. Daar's geen ander rede. Die evangelie wat ons ken, is die ware evangelie. Hoekom sal die evangelie beperk word, as dit nie waar is nie? Hoekom sal die vyand soveel moeite doen, om kinders weg te sleep van God af, as dit nie bestaan nie? Die woord, en ek wil afsluit met hierdie, die woord van God is die waarheid. Jesus het die woord geword, toe hy op hierdie aarde gekom het. In 'n menslike vorm. Hy was gekruisig. En die dood en die graf oorwin. Het op die 3de dag opgestaan, net soos wat die woord vir ons leer. En ons kan vanmôre getuig, as kinders van die Here, dat die graf is leeg. Die evangelie bewys sy opstanding deur en deur. En in my hart weet ek vanmôre, hy Jesus leef. En dood kon hom nie vashou. Jesus leef en opgestaan. Daarom kan ons ook vandag sy opstanding vier. En 'n blye boodskap deur die wêreld basyn proclaim. Jesus has risen from the dead and he is alive. Amen. Kom ons gee die Here. Heilige naam. Here, daar's net een naam. Bo elke naam. Hierdie naam is die soete naam van Jesus Christus. Here, ons behoort nie eens die naam in 'n normale gesprek te gebruik. Soveel eer behoort ons aan hierdie naam te gee. Ons weet vanmôre in die boek van Openbaring, Here, is daar gesê, die aarde is deursoek. En niemand is waardig gevind om die boek te neem en die seels oop te maak. Behalwe een. En sy naam is Jesus. Jesus, die Seun van God. Here, ons is opgewonde vanmôre in ons harte oor die opstanding van Jesus Christus. En ons kan dit vanmôre verkondig oor die wêreld. Want U het opgestaan. U leef hier in my hart vanmôre. Daarom sal niemand my anders laat glo. En ek dank U vanmôre, Here, dat ons sal in hierdie feestyd kan vier die opstanding van Jesus Christus. En die voorreg om vanmôre dit te kan doen, dit te kan bid, dit te kan preek vanmôre. Wat 'n voorreg om te weet dat ons aanbid 'n lewende en 'n waaragtige God. Om te weet vanmôre ons aanbid die Here van die leerskare, die Alfa en die Omega, die begin as ook die einde. Die boodskap wat U vir ons gegee het, toe U daardie kopdoek netjies opgerol en neergesit het, dat ons vanmôre kan weet, wat U het gesê, ek is nie klaar, ek gaan weer terugkom. Daarvoor kan ons as kinders van God vanmôre dankie sê, Here. En ons kan vanmôre met 'n verwagting lewe, dat eendag, wat dalk môre kan
wees, dalk vanmiddag kan wees, nog voordat ons by ons huise teruggekeer, kan ons 'n basyn oorblaas, en dan weet ons, hierdie is die dag wat God besluit het om sy kinders te kom haal. Dis die dag wat ons voor U kan staan, soos wat die disippels voor U gestaan. En ek is seker elkeen van ons is opgewonde in ons harte vir die oomblik wat ons na U kan kyk en kan weet, hier staan die Jesus wat vir my die prys betaal. Die volle prys is betaal. Daarna het Jesus opgestaan. Nou weet ons, Here, dat U het opgevaar en U sit aan die regterhand van die Vader. Daar sal U wees, as koning en as Here. Dankie, Here, vir die diens vanmôre. Dankie vir die woord. Dankie dat ons sonder enige twyfel vanmôre kan sê, hy leef, hy het opgestaan. Dat ons hierdie evangelie, Here, is 'n blye boodskap aan elke een daar buite se wêreld. Ek bid, Heilige Gees, dat U ons sal versterk en sal bekragtig, soos wat U gedoen het met die disippels, sodat ons nooit te vrees in ons hart sal ontwikkel om die evangelie te verkondig of te versprei. Dit is ons werk, dit is wat ons moet doen. Versterk elke een van ons. Bekragtig elke een van ons. Om nie skaam te wees oor die Here. Om nie bang te wees oor die evangelie van Christus. God, ons Vader, ons eer U, dat ons vanmôre weet, dat ons het die Jesus, wat besig is om vir ons 'n plek voor te bring, want hy kom terug, om ons te kom haal, net soos wat hy gesê het in sy woord. Ek bid dat die Gees van God die naprediker van die woord sal wees, dat U werklik waar hierdie saad sal opgroei in ons harte. Dat hierdie saad wat vanmôre gesaai is, Here, op goeie grond sal val. Dat ons nie hierdie boodskap vir onsself sal hê, maar vir elke een sal vertel, wat nog nie gehoor het van Jesus. Dankie vir hierdie oggend. Dankie vir U liefde en U genade. Dankie dat ons die woord van God het as 'n getuie. En dat ons kan glo vanmôre aan alles wat in die woord staan. Ja en amen is. Ons loof U, ons prys U, ons eer, ons aanbid U. Jesus.